Geliefdes, ek gaan vra dat ons op ons voete staan en dan vra ons ouderling David Fortuin om dan ook vir ons net die bijeenkoms te open met die van gebed. Kom ons staan saam en by ons gebed. Kom ons laat ons oortoe en ons by ons gedagtes hemelwaarts. Here God, die lied sê vanoggend, daar is maar net een ware vriend en Jesus is sy naam. Here, en in U is ons vertroue oral waar ons heen gaan. Here, die lied sê telke male as ons alleen in gebed na U toe kom, Here, dan luister U so geduldig en ons weet dat U verstaan. Dankie Here dat U dan vanoggend ook verstaan. Dankie Here dat ons vanoggend kan weet U is ons ware vriend. Here, seën dan vanoggend hierdie begrafnisdiens, Here, van Auntie Sarah Bartman, Here, hom wat vanoggend die troostwoord sal bring, Here, as my gebed dat U hom sal gebruik, Here, soos ons nooit tevore nie, sodat U woord, Here, ons harte sal troos. Dankie Here dat U vir ons die trooster nagelaat het. Die Heilige Gees, Here, om vir ons te troos en te lei. Here, troos en lei ons in hierdie oomblik vanoggend. In die naam van Jesus Christus. Dankie Here dat ons vanoggend dit van U kan afbid. Omdat ons weet, Here, U is die goeie Herder. Dankie Here. Dankie Jesus. Amen en amen. Ons sê baie dankie aan David, geliefdes, bedroefde familie, begrafnisgangers, ons wil U vanoggend ook hartlik welkom dan by hierdie begrafnisdiens van ontslape Suster Sarah Bartman. Ons wil vanoggend glo dat terwyl ons met mekaar hier saam is, dat die Here op 'n besonderse wyse vanoggend vir ons sal troos deur sy woord, maar vanoggend ook vir ons hier sal kom versterk. Mag U ook in hierdie moment God se bystand ook beleef en ervaar. Geliefdes, ek wil U vanoggend dan juis groet met daardie woorde wat Jesus vir ons gee deur Dawid in Psalm 34 en verse 19 wat sê: Die Here is naby die gebrokenes en hy help die moedeloses. Al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref, die Here red hom uit almal. Bedroefde familie, die troos wat ons hier het in hierdie woorde van Dawid is dat God nie wegstaan wanneer ons deur droefheid gaan nie. God ons nie alleen los wanneer ons in moeilike tye in ons lewe verkeer nie. Nee, God staan saam met ons. God dra ons en hy is altyd naby. Mag U dan ook vandag met hierdie begrafnisdiens die nabyheid van ons God en Vader ervaar en beleef deur sy barmhartigheid wat hy aan ons toon. Amen. Kom ons staan met mekaar saam en dan sing ons op ons begrafnis program gesang 1. Gaan jy deur 'n donker hol, wees net sterk, o kind van God, moet ook nou nie wandel nie, môre sal die son weer skyn. Kom ons staan met mekaar saam en dan sing ons dan vers 1 en 2 van hierdie lied tot eer van
gaan 'n geleentheid gee vir die persone van die familie wat aangewys is om die kers aan te kom steek. So die persone wie die familie aangewys het, sal na vore kom om vir ons dan die kers aan te kom steek. En dan gaan ons vra Lorenzo dat jy vir ons lei met die voetjie in die holte van sy hand, is ons veilig, terwyl die familie dan ook hierdie kerse vir ons om aansteek ter nagedagtenis van Oma Sara. Prediker sê vir ons dat God vir alles in die wêreld 'n bepaalde tyd het. Daar is 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. 'n Tyd om te plant en 'n tyd om weer plante uit te trek. 'n Tyd om op te bou en 'n tyd om ook weer af te breek. 'n Tyd om by mekaar te maak, maar 'n tyd om ook weer weg te laat raak. 'n Tyd om toe te werk, maar 'n tyd om ook te skeer. Maak nie saak watter tyd ons in die lewe onsself in bevind nie. Die troos wat ons het is dat ons altyd in sy hand veilig mag wees. Die familie het vir Willem Julies aangewys om 'n paar woorde van hulde te kom spreek en ons gaan dan onmiddellik vir hom 'n geleentheid gee om dan die huldeblyk namens die familie te kom doen. So kom ons gee 'n geleentheid vir Willem en dan vir ons die huldeblyk te kom doen namens die familie. Amen. Amen. Prys die Here. Nou wat 'n voorreg kinders van die Here. Ek dink ek stap vandag weer in 'n ander generasie in. Ons almal het verskillende generasies in die Here in. Maar wat God wel verklaar is, my werk en jou werk is die Here se werk. Amen. Daarom kan ek nie vanmôre sê môre nie. Ek moet sê amen. Want ek is 'n Pinksterkind. Prys die Here. Nou 'n Pinksterkind is iets anders van NG af. Ons glo God en amen. En een halleluja. En ek moet in môre hier kan sê amen en halleluja vir hierdie geleentheid. Prys die Here se naam.
Maar ek dink in 'n tye soos hierdie dan is 'n mens maar mismoedig. Jou hoop is weg van sy verlate ma in die dood na. Maar ek dank God vir hierdie bietjie gekrag, want God my vanmôre toeskag om hierdie hulpblyk aan die bedroefde familie te betoon. Amen. Ek gaan voorlees kinders van die Here met die bietjie krag wat God my nog toewy. Goeiemôre familie en vriende. Vandag onthou ek 'n vrou met 'n hart van goud en liefde. Vandag wil ek vir julle vertel van 'n vrou wat ek my ma noem. Ek was 9 jaar oud toe sy in my lewe gekom het. Ek het haar onmiddellik as my ma aanvaar. Sy het daai warm hart en liefde gewys. Sy het in Vingerhof groot geraak. Sy het daar getrou en kinders gekry. Sy het die liefde van haar lewende jare daar gebly. Na haar man se dood het sy my pa ontmoet en het met hom getrou. Hulle het ons veilig gehou met hulle liefde. Ek het weggegaan na skool en bly nou in Franshoek. Na my pa se dood, my ma was altyd daar vir ons. Sy het haar kleinkinders baie liefde gegee. En ek is baie dankbaar daarvoor. Ons gaan haar mis, maar ek weet sy is op 'n baie beter plek. Ons sal jou altyd in ons harte dra, sagrus en veilig wees. En dit is die ma wat ek vandag hier groet. Nou nog net so klein stukkie kinders van die Here. Vir my vandag is dit iets om oor bly te wees. Met die bietjie trane wat ek moet stort, was dit die ma wat vir my die man gemaak het wat ek vandag is. So ek is dankbaar en bly vir die Here se goeie werk. Want ons gaan nog deur pynne moet gaan. Ons gaan nog deur dale moet gaan. Maar die Here het haar kom weghaal met 'n troostvolle, gelieftroosde hart. So familie, ons is hier. Ons gaan afskeid neem, maar nie afskeid vir altyd nie. Die afskeid wat ons vandag neem is tydelik. Ons moet nog gaan en ons moet nog streef waar deur sy gegaan het. En met hierdie paar woorde gaan ek terug staan. Amen. Lorenzo, daar is ons 'n koortjie wat ons sing aan die hand van Johannes 14 en verse 2 wat sê ons sal weer ontmoet. As ons volhard tot aan die einde sal ons mekaar weer ontmoet. Jesus sê ons moet nie onsself wees nie. Glo in my want in die huis van my Vader is daar baie woonplek. En dis die troos wat ons het. Kom ons sing aan met mekaar, ons sal mekaar ontmoet terwyl die familie dan hulle gereed kry om na vore te kom om hulle idee vir ons te lewer.
Geliefdes, kom ons word met mekaar stil. Ons om die seën van die Here op sy onfeilbare. Here, ons dankie vanoggend vir die voorreg wat ons het om Here rondom die heilige woord te kan vergader. Eer dit, Here, lank voor die grondlegging van die aarde dat jy so bestem dat ons, Here, vandag op die 15de van Augustus 2026 met mekaar so sal vergader. En Here, omdat hierdie ontmoeting dan juist deur U beplan is, deur U uitgesit is, Here, bid en vertrou ons dat U op 'n besondere wyse ook U gang hierdeur mag, Here, sal kom hê. Ons bid dat, Here, U deur die verkondiging van die woord vanoggend vir hierdie bedroefde familie troos mag bring. Maar U, Here, ook vanoggend verheerlik mag kom word deur wat ons vanoggend, Here, van U woord kom hoor. Wil U, Hemelse God en Vader, die naprediker van hierdie woord wees, seën die voorlesing daarvan. As ons dit bid, Here, met soveel afhanklikheid in Jesus naam. Amen. En amen. Bedroefde familie, ek wil miskien dan vir hierdie geleentheid 'n baie bekende gedeelte aan ons voorhou, ook in die Psalms en Psalm 23, en ek deel graag al 6 verse met ons saam. 'n Psalm van Dawid, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen my velde, hy bring my by waters waar daar vrede is, en hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toe kyk, en U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met eerlikheid. Die goedheid en liefde sal my lewe lank bybly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot 'n lengte van dae. Tot sover die woord van die Here. Geliefdes, as ek vanoggend miskien aan die hand van ons voorgelese teks vanoggend met ons kan praat, wil ek vanoggend daarvoor ons die vraag vra: wat is ons enigste troos in lewe en in dood? Wat is ons enigste troos in lewe en dood? Sien, liewe broers en susters, wanneer ons by die dood kom, dan word ons telkens herinner aan die broosheid van die lewe. Ons word by die dood word ons daaraan herinner dat ons feilbare, nietige mense is, wat maar net van die tydelike bestaan in die lewe is. Want die dood, liewe broers en susters, bring vir ons met hierdie realiteit in werking dat ons as mens geen permanentie hier in die lewe het nie. Ons word by die dood telkens geherinner dat ons maar nietig is, dat ons tydelik is, dat ons broos en dat ons feilbaar is. Hier by die dood word ons herinner dat ons as mens uit stof gemaak is. Daarom kan 'n mens onsself nooit troos in hierdie wete dat ons die lewe as troos het nie. Ons kan onsself nie troos in die gemaklikheid wat ons telkens in die lewe ervaar en beleef nie. Die realiteit is dat baie van ons telkens troos in die feit dat ons stabiele werk het. Ons troos onsself daarin dat ons goeie inkomste het en dat ons in ons behoeftes kan voorsien. Ons troos onsself baie keer daarin dat ons die veiligheid van ons huise het, dat ons veilige plek het en dat niks ons kan oorval nie. Sommige van ons waag dit om onsself te troos in ons kinders, met hierdie wete dat die kinders vir ons beter toekoms sal gee, dat die kinders iets in die lewe sal bereik wat ons lewensgang totaal en anders sal kan verander. Vraag is, broers en susters, kan ons werklik aankleef aan hierdie dinge as troos?
Want jy sien, die broers en susters, in elkeen van hierdie dinge is daar 'n bepaalde beperking en 'n onstabiliteit aangekoppel. Nie almal van ons kinders draai vir die beste uit nie, en sommige van hulle stel ons telkens te leer, want wanneer hulle in die lewe dinge bereik het, vergeet hulle van hulle herkoms en kom vandaan. En dan kan ons nie onsself daarin troos nie. Baie van ons, liewe broers en susters, word telkens deur storms in die lewe bedreig en dan die stabiliteit wat ons in ons huis het, die stabiliteit wat ons geef aan ons wonings met een aardlikse ramp, word dit van ons af weggeneem en dan word ons weerloos en blootgelaat en daarom kan ons onsself nie troos, selfs in die dak wat ons oor ons kop sit nie. Ons kan onsself nie eens troos in ons inkomste en die werke wat ons het. Aan een oomblik dink jy dat die maatskappy stabiel is en op 'n goeie traject is in die lewe, maar die volgende oomblik kom daar 'n ekonomiese krisis en dan verloor ons werke, ons inkomste word verminder en gesnoei en dan is ons weer troos. Dis is die vraag, wat is die enigste troos wat ons het in lewe? Maar wat is die troos wat ons ook het in dood? Daarom, liewe broers en susters, in Psalm 23 probeer vir ons hierdie vraag antwoord wanneer hy Psalm 23 skryf. Hierdie Psalm, liewe broers en susters, wat Dawid van ons hier pen, is iets wat dieper as net 'n Sondagskool les is, wat ons baie keer vir kinders leer om onsself daarin te troos, dat kinders die woord van die Here ken. Hierdie waarhede van Psalm 23, liewe broers en susters, is ver meer 'n dieper skat as dit wat ons telkens gebruik om mense op die pad te sit of mense in moeilike omstandighede te wil troos. Nee, in hierdie Psalm, liewe broers en susters, vind ons die skat wat die troos in lewe en in dood is. Dawid skryf vir ons hier 'n paar beginsels leer wat vir ek en u selfs ten tye van die dood kan troos en vir ons die versekering kan gee dat dit van ewige gehalte is. Vraag wat ons onsself miskien moet vra is, wat is hierdie troos wat Dawid van praat in Psalm 23? In die eerste plek, broers en susters, sê Dawid vir ons, my enigste troos in lewe en in dood is dat ek aan die goeie herder behoort. Luister, hoe begin Dawid hierdie Psalm wanneer hy dit pen en skryf en hy sê, die Here is my herder en ek sal niks ontbreek nie. Liefes, Dawid sê nie hier in hierdie teks, die Here is soos 'n herder nie. Dawid praat net van God as 'n herder wat daar ver weg staan in die veld rond beweeg nie. Nee, Dawid maak hierdie herder persoonlik deur te sê, die Here is my herder. Met ander woorde, ek behoort aan hierdie goeie herder. Ek is, broers en susters, 'n skaap wat veilig is in die hande van hierdie herder en dit in die lewe is my troos. Ek behoort nie aan my omstandighede nie. Ek behoort nie aan wat mense van my sê nie. Ek behoort nie eens aan die dood nie. Nee, ek behoort aan die goeie herder, sê Dawid. En dis waar ons troos lê, liewe broers en susters, dat niks in die lewe hierdie realiteit van ons kan verander nie, want ons is geskep in die beeld van God en ons behoort aan hom. Dawid sê hier, die troos wat ek het, bedroefde familie, selfs in tye van dood, en wanneer het voel asof die lewe vir my wankel en onstabiel raak, ek behoort aan die goeie herder. Ek behoort aan God. En omdat ek aan God behoort, is ek veilig in sy hande. Die feit dat ek aan God behoort, sê Dawid, laat hy my rus by groenwy velde. Die feit dat ek aan God behoort, bring hy my by waters waar daar rus is. Die feit dat ek aan God behoort, gee hy vir my nuwe krag en hy lei my op die spore van geregtigheid. Want ek hoort nie aan myself
soos wat ons telkens dink nie. Ek hoort nie aan die wanbalans wat ek het, broers en susters nie. Nee, ek behoort aan die Here. En selfs in die dood herinner Dawid ons daaraan dat die dood, broers en susters, nie hierdie realiteit van ons kan verander nie, want ons hoort aan God. Luister wat skryf Jesus self wanneer hy opdaag by die dood van Lazarus in Johannes hoofstuk 11 en vers 25 en hy sê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal tot in alle ewigheid nooit sterwe nie, want hy behoort aan my. Daarom kan die dood hom nie hou nie. Die dood kan nie eienaarskap oor hom uitoefen nie, want hy behoort aan die goeie Here. Wat 'n wonderlike troostbedroefde familie, nie om te mag weet vanoggend dat die dood nie ons finale plek is nie. Die dood ons nie aan homself kan toeëien nie. Die dood nie sal met ons kan maak en doen soos wat hy wil nie. Nee, ons behoort aan die goeie Herder, naamlik die Here. Volgende sê Dawid, broers en susters, my enigste troos in lewe en dood is nie net dat ek aan God behoort nie. Sê verder, my enigste troos wat ek het in lewe en in dood is dat Christus saam met my deur die dood gaan. Luister wat sê hy, broers en susters, in vers 4 van ons teks. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. As ouma Sarah miskien hierdie Bybel moes gelees het in harttyd en hartvertaling, dan het dit geklink soos die ou vertaling wat sê, al gaan ek ook deur 'n dal van doodskade weer, sal ek geen onheil vrees nie, want U is by my. Sien broers en susters, die merkwaardige troos wat ons het in Jesus Christus, is dat hy saam met ons deur die doodsvallei wandel. Jesus los ons nie alleen in ons donkerste uur, sodat ons alleen daardeur hoef te gaan nie. Nee, inteendeel, hy leer vir ons in die evangelie dat hy voor ons stap om vir ons die pad voor te berei. Jesus, broers en susters, sê die evangelie het in ons plek gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself hoef te lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en ook vir ons opgestaan het. So self al gaan ek deur 'n doodskade weer, al gaan ek deur die valleie van die dood, weet ek dat Christus saam met my is, want hy het al reeds die dood oorwin, hy het al reeds die doodvallei ingevaar, sodat as ek daar kom, ek in sy skadu mag beweeg. En wat 'n wonderlike troos moet dit nie vir ons ook wees nie. Dawid begryp dit hier, liewe broers en susters, en hy pen dit vas in vers 4 van ons teks wanneer hy sê, watter vallei ook ek mag wees in die lewe, Christus wandel saam met my. Ja, selfs in die donkerte van die dood het ons die versekering dat Jesus saam met ons dood. Paulus skryf in Romeine hoofstuk 8, lieve broers en susters, as ons lewe, lewe ons tot eer van die Here. As ons sterwe, sterwe ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here, deur Christus wat vir ons die dood reeds oorwin het. Daarom sê Dawid, troos ek myself in hierdie wete, dat ek nie alleen familie in die dood is nie. Ek nie alleen in die dood hoef rond te smartel, asof dit 'n onbekende terrein is, waarvan ek nooit van bewus is nie. Nee, Dawid sê, daar is in dood vir ons 'n wonderbaarlike lig. En dit is dat Christus vir ons reeds die dood oorwin het. En daarom skryf hy, soos ons in ons aanvangswoord gehoor het, in Psalm 34 en vers 19. Here is naby hulle wat gebroken is. Want hy het self hierdie gebrokenheid van die dood en hy ervaar met sy eie seun Jesus Christus, en daarom gee hy dit vir ons as troos om saam met ons te loop. Jesus begryp hierdie woorde self ook, broers en susters.
wanneer hy dit sê by die derde predikasie in Matteus hoofstuk 5 en vers 4. Geseënd is julle wie treur, want julle sal vertroos word. So asof Jesus, broers en susters, alreeds hierdie oortuiging en bewustheid in hom gehad het, dat as mense by die dood sou kom, as mense by plekke kom waar hulle treur, ek vir hulle troos sal bied met my teenwoordigheid. Daarom sê Dawid, die troos wat ek het in die lewe, is dat ek nie alleen deur die dood gaan nie, maar dat Christus saam met my die doodsvallei wandel. Enigste troos wat ek het in lewe en dood, sê Dawid in die eerste plek, is dat ek aan die goeie Herder behoort. Tweede realiteit is dat sê, die enigste troos wat ek het in lewe en in dood, is dat Christus saam met my deur die graf gaan. En ten laastens sê Dawid, my enigste troos wat ek het in lewe en in dood, is dat die Here my by 'n veilige tuiste aanbring. Dawid eindig nie by die begrafplaas hierdie Psalm nie. Hy eindig dit in die huis van sy vader. En ek sal in die huis van my vader bly tot 'n lengte van dae. Vir die wêreld lyk die graf soos die einde, maar vir die Christen is dit maar net 'n ingang. God se kinders verloor nie hulle tuiste wanneer hulle deur die dood gaan nie. Nee, in die dood verander ons maar net ons woonadres, sê Paulus, want as ons sterwe, beteken dit om afwesig te wees hier op aarde en om aanwesig te wees saam met God in die hemel. Daarom sê Jesus vir ons in Johannes hoofstuk 14 en vers 2, ek gaan om vir julle 'n woning voor te berei. En as hierdie woning gereed is, kom ek terug en sal julle na hierdie plek toe neem wat ek vir julle voorberei het. En dis waar Jesus stop. Maar nou kom Dawid en Dawid kwalifiseer. Hy gee vir ons 'n prentjie en 'n beeld oor hoe hierdie woning lyk wat Jesus vir ons voorberei. Deur vir ons te sê, hy laat ons by 'n feesmaal aansit. Hy ontvang ons soos 'n eregas en hy oorlaai ons met haar heerlikheid en sy goedheid en liefde bly ons altyd by. Wat 'n wonderlike troos moet dit nie wees vir die gelowige om te mag weet wanneer ons sterwe in Christus Jesus nie, ons dan ook by hierdie feesmaal van God kan aansluit. Ons dan ook in die teenwoordigheid van die Vader ingaan en ontvang word soos 'n eregas. Die wonderlikste troos wat die dood vir enige kind van die Here kan bied, is dat dit vir ons in verhouding en in kontak met ons Skepper, ons Vader, bring. Terwyl ons hier op die aarde leef, hunker en verlang ons om vir God van aangesig tot aangesig te sien. Ons het hierdie begeerte dat ons saam met God mag hand aan hand beweeg en die ewigheid van sy teenwoordigheid mag ervaar. Hierdie wens, broers en susters, word vir ons waar wanneer ons in Christus sterwe, sê Jesus en Dawid. Want wanneer ons sterwe, kry ons toegang tot die tuiste saam met ons Vader. En wat 'n wonderlike plek behoort dit nie om te wees nie. Om te wees dat ek soos 'n eregas ontvang word en deur die Skepper van die heelal met 'n feesmaal bedien word. Wat 'n wonderlike troos moet dit nie ook vir ons as gelowiges wees nie. 'n Troos wat strek ver verby dit wat ons oë kan sien. 'n Troos, liewe broers en susters, wat ons gedagtes nooit hier op aarde sal kan begryp nie. 'n Troos, liewe broers en susters, wat nie sy kwaliteit verloor by die graf nie. Nee, 'n troos wat strek tot in die eskatologiese hoop wat ons het in Christus van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat vir ons aanbreek. Dis sê Dawid, die enigste troos wat ons het in lewe en in dood is nie die gemaklikheid van die wêreld nie. Nee, die
Die troos wat ons het, is dieper gewortel. En dit is dat ons in die eerste plek aan God behoort. En tweedens, dat Christus saam met ons beweeg. En derdens, dat die dood ons saam met Christus verenig. Wat 'n wonderlike troos moet dit nie ook vir ons wees nie. Vraag die broers en susters, wat hierdie teks ons egter verder na geroep is, om af te staan oor hoe ons dan verder ons troos in die lewe evalueer. Waarin ek en u werklik troos vind. Vind ons troos in die tydelike materialistiese dinge wat vir ons net hier tydelike plesier en gemak bied. Of vind ons troos in hierdie oneindig en onuitwisbare waarheid dat ons aan Christus glo. Dat Christus saam met ons beweeg en dat daar vir ons 'n hiernamaals wag waar ons met God kan verenig. Mag God ons daartoe help dat ons ook in ons lewe troos vind deur met God self te ontmoet, sodat ons aan hom in lewe en in dood mag behoort. Amen. Here, ons dankie vir u ontvangbaar en u kosbare woord. Dankie Here vir die wyse wat u vanoggend ook vanuit u woord tot ons kom kommunikeer het. Here, wil u self die naprediker van hierdie woord wees deur die Heilige Gees. Dat Here, wanneer ons self, Here, daar weke maande na hierdie begrafnis van ouma Sarah, Here, stil sit en oor ons lewe bepeins, mag die woorde van hierdie preek ook, Here, diep in ons gedagte weer klink. Dat ons, Here, nie aan ons omstandighede behoort nie. Ons behoort nie aan die opinies wat mense oor ons het nie. Here, ons behoort aan die Here wat ons geskep het. En Christus wat saam met ons wil beweeg. Gee dat ons, Here, in alles wat ons doen, ons harte, ons lewens opstel, dat ons ook met Christus kan ontmoet. Amen. En amen. Antwoord op die woord van die Here, sal ons met mekaar saam, broers en susters, Gesang 2 op ons program. Weer ontmoet, sal ons Jesus weer ontmoet. En daarna sal ouderlike Kleinhans vir ons die bedanktnis. Kom maar hier.
Goeiemôre familie, vriende. Die familie het my gevra om die bedankings vir hulle te doen. Laat my toe om die bedankings vir julle voor te hou. Eerstens wil die familie baie dankie sê vir die Hemelse Vader dat hy Sarah vir hulle vir 84 jaar gegee het. Dan tweedens wil die familie vir Dominee baie dankie sê met die afsterf die Vrydag van Suster Sarah was hy daar om die familie te kom onderskryf en die heel week weer. So baie dankie Dominee vir die opofferings. En dan wil die familie vir Susanna Junis baie dankie sê. Dat sy ouma Sarah, haar ouma, na gekyk het die 4 maande wat ouma Sarah bedlegend was. Baie dankie Susanna, en mag die Here jou red sien. Dan die familie wil ook dankie sê vir Johanna Voorslag en haar dogter Laumie, vir die reëlings wat hulle gedoen het en vir Laumie wat haar mama gery het waar oral waar sy wil wees. Baie dankie vir julle en dit gaan nie ongesiens verby nie. En ook vir die tyd wat ouma Sarah geleef het, wat julle altyd gaan shopping het vir haar gaan versorg het tot daar. Die Here seën julle. Die familie wil ook baie dankie sê vir almal wat hulle vervoer beskikbaar stel het. Die tyd wat ouma Sarah nog in die hospitaal was. Ek gaan nou nie almal se name noem nie, want daar was baie helpende hande en barmhartige Samaritane. So mag die Here julle ook ryklik seën. En dan wil die familie dankie sê aan broer David, wat die roudiens donderdag aan vir hulle gehou het, en die bemoedigings die Here seën. Baie dankie vir die begrafnisonderneming vir funeral, wat ook 'n helpende hand uitgereik het na die familie. Die familie wil ook vandag baie dankie sê aan almal hier teenwoordig, wat die familie in hierdie hartseer tyd ondersteun. Baie dankie aan julle en mag die Here julle ook hartlik seën. Dan ook op besondere reise dankie aan de Kleinans. Van de Kleinans was ik ook erin, van Sarah Kabinet, daar ook Eva. Baie dankie ook voor u, en dan ook voor David, en ook nog weer aangesloten in die week. Maar dus de familie kerkstanders, zoals ik aan het einde van ons eredienst in de kerk gekomen. En ons gaan met elkaar samen staan. Lorenzo zal voor ons leiden met de Prinslied, dat ons die dienst weer gaan afzetten. Terwijl ons dan het Prinslied zingt, dan gaan ons gelegenheid geven in de familie om dan ook weer de kersen uit te blazen. En dan na die Prinslied zal ons dan die seën van die Here ontvangen. En dan zal ons dan onder leiding van die boedemars in die kerk beweeg. Ik zal die persoon dan naar voren en naar die seën gesprek is. Kom ons gaan samen vir ons van die Here ons nog nie. En van die Here saam bly as uitdoof soos ons dit sal. Hey,
met sal dra is Soreida Okmas, Ashton Afrika, Geneva Swanepoel, Susan Julies, Cameron Fix en Jolandi Geduld. Sal hulle asseblief na vore kom en dan ook hulle plekke vir ons asseblief in te neem. Persone wat in die kerk uitdra, sal hier na vore kom. Geliefdes, kom ons ontvang die seën van die Here eers, voordat ons dan uit die kerk beweeg, onder leiding van die Moedermas. Kom ons gaan in God se troostende vrede. Ag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, alomteenwoordigheid van sy Heilige Gees sal met elkeen van ons wees, om in hierdie lewe, maar ook die lewe hierna, vir ons ewige troos te bied. En nou af tot wanneer Jesus ons kom haal. Amen. Amen. Amen.